Ek wil sommer vandag begin met 'n Casting Crowns se liedjie. En ek dink almal van julle het hom al gehoor of ken hom. Here in this worn and weary land, where many a dream has died, like the tree planted by the water, we never will run dry. So living water flowing through, God will thirst for more of you, filling your heart and flood our souls with one desire, to make you known, to lift your name on high, shine like the sun, make the darkness run and hide. We know we were made for much more than ordinary lives. This is the time for us to more than just survive. We are made to thrive. Into your words, we were digging deep to know our Father's heart. Into the world, we're reaching out to show them who you are. So living water flowing through, God, we thirst for more of you, filling our hearts and flood our souls with one desire, just to know you and to make you known. We lift your name on high, shine like the sun, make the darkness run and hide. We know we were made for much more than ordinary lives. In this time, it's time for us to do more than just survive. We are made to thrive. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Elkeen van julle het seker al hierdie liedjie gehoor. En as ou gaan sit en jy kyk na die woorde van hierdie liedjie, is dit so intens eintlik, want ons vra die Here om ons te kom vul sodat ons hom kan bekend maak, sodat die wêreld kan hoor by ons wat en wie Jesus is. Nou ek dink nie hulle sing as hulle sê thrive, het dit nie met finansiële blessings, lewensomstandighede en 'n beter lewe te doen nie, in 'n mate dink ek, maar ek dink die betekenis is baie dieper as dit. Baie mense dink ek glo dat het, om 'n Christen te wees bitterlik boring is. En weet jy wat, baie mense naby aan ons, mense wat naby aan ons lewe, dink ek weet in ons familie is dit so, ons lyk vir hulle verskriklik boring. Dat ons lewens so gefokus is op plekke waar hulle sin miskien dalk nou nie gefokus is nie, en ons sin is nie gefokus waar hulle sin gefokus is nie. Jy weet, boring is om saam met jou vrou 7de laan te kyk. Dink hy ding was 'n uur lank, nê. Dis boring, mense, nê. En 30 sekondes by 'n rooi lig te stop. Kan jy dit verstaan nie? Nou nog in Rustenburg is die goed nie eens gesinkroniseer nie. So jy stop by elke ene en dan moet jy nou 30 sekondes wag tot dit nou jou beurt is om te ry. Die Here het nie bedoel dat ons as Christene 'n boring lewe moet lei nie. Alles behalwe. Weet ons as Christene, ons as kinders van die Here, is miskien die grootste oorsaak omdat die wêreld, ekskuus julle, ek moet net die ding stel. Ons is dalk die grootste oorsaak dat mense dink om 'n Christen te wees is boring. Lewe ons op 'n manier dat ander mense die opgewondenheid in ons sien? Wys ons dit vir die wêreld daar buitekant dat ons anderste is en dat ons met 'n ander opgewondenheid in ons rondloop as wat die ander mense doen? Is ons opgewonde om in die oggende op te staan en na ons werksplekke toe te gaan? Is ons opgewonde as ons daar kom of loop ons met lang gesigte rond? Wys ons die wêreld dat ons onder mekaar, as ons saam kuier, dit eintlik geniet om saam met mekaar te kuier. Wys ons die wêreld dat ons vriendekring eintlik awesome mense is. Doen ons dit, of sien die wêreld dit nie raak nie? Sien die mense daar buitekant, ongeag wat met jou gebeur, ongeag wat se situasie ons in is, ons is okay. Want ons hoop is nie op Donald Trump nie. Of staan ons in groepies en ons vertel vir almal en sê, as daai Donald Trump net sy kuif regkom, en dan gaan ons alright wees hierso. Of vertel ons vir die mense, ons hoop is op Jesus en Jesus alleen. Die Here het nie bedoel ons Christendom moet 'n stokperdjie wees. Nee, glad nie. Of 'n naweek ding, of 'n Sondag ding nie.
Dit moet 'n lewensavontuur wees. Die Here het gesê, hy het gekom sodat ons lewe in oorvloed kan hê. Mense, dit staan in die Bybel so geskryf, en dit is wat die Here bedoel het, dat ons lewe in oorvloed sal hê. Maar ongelukkig, distansieer ons so maklik van die wêreld, dat dit vir ander mense lyk of ons baie bord is. Lyk of ons verveelde, vreeslike verveelde mense is. Nou ek het bietjie ongelukkig praat ek nou uit my eie lewe uit. Jy weet, ek het nou terwyl ek nou gaan voorberei vir hierdie stuk het ek bietjie gaan sit en kyk. En weet jy wat? Ek het my avontuurlus verloor. Ek het dit nie meer nie. Ek moet dit gaan soek, ek moet dit gaan optel. Want ek het presies geword soos wat ek nou gesê het. Ek distansieer my van sekere mense. Ek meng nie meer met sekere mense nie. En dis verkeerd, want ons is teenoorgestelde en ons moet vir die mense gaan wys wie ons is. Ons moet vir die mense gaan wys wat Jesus in ons doen. Nie Donald Trump nie, nie wat nie, nie die wêreld nie, nie hierdie nie, wat Jesus in ons doen. En ons moet vir hulle gaan wys waar is ons hoop. Nou jy weet, ons het baie getuienisse, ek is baie lief vir getuienisse, julle weet dit, nee, en ek sit en werk hulle so, wat ek kan onthou deur my kop, en ek onthou van mense wat groot dinge vir die Here gedoen het, ongeag wat in hulle lewens aangaan, ongeag die teenkanting wat hulle gekry het, en die vrede en die avontuur wat daai mense deurgegaan het, om te doen wat die Here vir hulle gevra het om te doen. En ek gaan sommer so terug, en julle weet waar gaan ek nou stop by ons Bybelse voorgangers. Weet ou Dawid, nee, ek sê mos nog steeds, as ek daai hemelse poorte maak, ek gaan daai man soek, tot ek hom kry. En jy weet, ek wil sy hand gaan skud, nee. Jy weet, daai man is beloof om 'n koning te wees. En toe hy die belofte kry om 'n koning te wees, het niks in sy lewe verander nie. Inteendeel, toe begin hy rondhardloop en wegkruip vir sy beste chommie se pa. Want daai man wil net sy kop afkap. Hy moes wegkruip vir mense. Toe hy 'n koning word uiteindelik, het niks verander nie. Hy moes van een oorlog na die ander oorlog beweeg. Want oral wou mense hom doodmaak. Oral moes hy net oorlog maak, dag in en dag uit. Dan moet hy optrek, dan moet hy gaan oorlog maak. Was sy lewe opwindend? Nee, maar kom ons lees sy psalms. As jy na sy psalms gaan kyk, dan sien jy, hierdie ou het hierdie verskriklike liefde vir die Here gehad. Hy het soveel respek vir sy God gehad. Hy het alles wat met hom gebeur het. Jy kan sy psalms gaan lees. Weet jy dat die man, jy kan gaan lees in sy psalms, né? Vat hulle een vir een gaan lees hulle. Die man het baie keer uit die vloer geslaan. Dan sal hy sê, hy weet nie hoekom hy hier is nie, hy weet nie hoekom hierdie goed met hom gebeur nie, maar elke psalm eindig hy wag op die Here, of die Here sal kom genees, of die Here sal kom heel maak. Nou as daar nou iemand is, wat 'n avontuur geleef het, is dit hy. Nie omdat hy 'n koning was nie, hy het nie 'n koninklike lewe gehad nie. Soos ek sê, hy moes baie kere gaan beklei, het in die veld geslaap, en hulle moes oorlog maak, en al so aan. Weet, in elke psalm, het hy geëindig met die vreugde en die vrede, wat sy God hom gegee het. En natuurlik al die profete voor hom, in die Ou Testament, daai ons het nie maklike lewens gehad nie. Moeilik. Ek gaan hulle nou opnoem nie, maar elke ene van hulle het op hulle eie manier 'n moeilike lewe gehad. Maar hulle lewens was avontuur. Daar's boeke geskryf oor dit wat daai mense gedoen het. Boeke wat ek en jy vandag nog lees in die Bybel, van wat hulle moes doen. En dan natuurlik Paulus, kan hom ook nie los nie. Weet die arme man, nee, geslaan met stokke, swepe, nee. Hy's gestenig, hy's skibreek, hy was honger, hy het koud gekry. Die lys gaan net aan. Maar weet jy wat? Elke dag het daai man met vreugde en vrede opgestaan. Elke dag van sy lewe. Ongeag wat die mense aan hom gedoen het. Want en nie net hy nie, al die apostels, al die disippels na Jesus se hemelvaart, het dieselfde ding deurgegaan. Daai mense het, toe hulle begin met hulle bediening, was daar vervolging. Was daar vervolging op elke een van hulle. En hulle het nie 'n tree teruggestaan nie. Want die avontuur wat die Here vir hulle gegee het, het hulle geleef. Was dit maklik? Nee. Het hulle ordene, gewone lewens gehad? Nee. Het hulle gethryf? Hulle het uitgestaan in dit vir die Here. Hoe kom ek en jy op 'n plek
waar ek en jy vandag soos hulle kan sê, weet jy wat, niks anders maak saak nie, net Jesus. Hoekom ek en jy vandag in 'n lewe soos hierdie, in 'n wêreld soos hierdie op 'n plek, en ons sê, maak nie saak wat die regering doen nie. Ek kyk vir Jesus. Hoekom ek op 'n plek om te sê, weet jy, maandagoggend moet ek weer gaan werk. Ek het nie lus vir daai mense nie. Ek het nie lus vir daai plek nie. Ek moet dit doen. Maar hoekom ek en jy op 'n plek om te sê, dis reg, Here. Maandag is maandag. En jy staan met jou vrede op en jou vreugde. Hoekom ek en jy op 'n plek waar ons die kombers van ons kop aftrek en sê, weet jy wat, ek gaan nie verder lê nie. Dis die dag wat die Here vir my gegee het. En ek staan op, ongeag. Hoekom ek en jy op 'n plek, en ek sê dit is van my eie lewe ook, as ek tussen ander mense kom, dan loop ek met 'n opgeswelde mond rond, want ek kan nie, ek wil nie met julle meng nie. Julle weet ek is anders, die Here het my kom verander. En dan wys ek vir hulle met my opgeblaaste mond, ek sal nie met hulle deel nie. Dis verkeerd, ons moet die teenoorgestelde wees, mense. As die Here jou kom verander het die binnekant, moet die wêreld dit weet. En jy kan nie by 'n plek, ek weet werksplekke is moeilik, ek weet mense is moeilik, vandag veral. Maar dis daar waar ons die verskil maak. Hoe kom ek op 'n plek en mense skinder van 'n ander persoon? En weet jy wat, ek gaan nie sê vrouens nie, want mense, ek het al gehoor ons kindermans vandag. Hoe kom ons op 'n plek waar mense van iemand skinder? En jy staan, weet, ons het vir hom Wilfred, die van julle wat hom ken, daai oom kan net nooit niks in iemand verkeerd gesien het nie. Al lê die verkeerd van hier tot daar. Hy gaan soek een goeie punt. En elke persoon het dit. Party bietjie meer, party het dalk net daai een. En hoe Wilfred het op daai punt het hy gefokus. Net op daai punt en daai punt alleen. Hoekom ek en jy op 'n plek waar ons skinder of wil skinder van mense, maar eerder gaan staan ons terug en ons kyk en ons sien, Here wys my daai goeie punt. En jy werk op daai punt. Soos ek weer eens gesê het, hoekom ek en jy in 'n geselskap, want dit is mos nou deesdae waar alles gaan, tramp. Ons sal kyk of hy na 3,5 jaar nog dieselfde is. Dit gaan nie oor tramp nie, mense. Ons het Jesus. Hoe bereik ons dit wat daai ouens gehad het? Hoe bereik ons daai vrede en vreugde ongeag wat met ons gebeur? Elke Christen moet 'n doel hê. Mense, dit is ongelukkig so dat ons vandag as Christene, ons kom tot bekering, maar ons het nie 'n doel nie. Ons het nie 'n spesifieke doel en sê, dis my doel nie. Partykeer spring ons in en ons doen alles wat ons kan doen en ons kry eintlik net niks reg nie. Ander kere het ons nie idee wat ons moet doen nie. Jaco bied 'n kursus aan en julle is meer as welkom om dit by te woon, is 'n goeie kursus. Maar gaan na die Here toe en gaan vra die Here, wat is my doel? My doel, die Here het jou kom red, die Here het jou 'n kans gegee en nie sonder 'n doel nie. Elkeen van ons wat hier sit het 'n doel. Elke oggend moet jy opstaan om te gaan werk. Jy het 'n roetine. Ons huis is dit koffie, badkamer, dan speelkas. Ja, ek hoor man sit ook al voor die speelkas. So die badkamerkassie is nie meer ons speelkas nie. En dan gaan jy werk toe. Want dit is jou doel. Jou mense by die huis het jou nodig om te werk. Jou mense by die huis het nodig dat jy vir hulle sorg. Jou mense by die huis het nodig dat jy vir hulle veilige environment skep. So jy het 'n doel, maar wat is jou geestelike doel? As jy elke dag opstaan en jy het 'n roetine en jy gaan werk, elke dag van jou lewe, hoekom nie vir die God wat jou gered het nie? Hoekom het jy nie 'n doel vir hom nie? Mense, as jy gered is daar 'n doel vir jou. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Nie almal het dieselfde doel nie. Elke persoon, die Here het 'n doel vir jou. Gaan vra die Here.
Staan op in die oggend, mense, ek sê dit weer, stilte tyd asseblief. Jy kan nie jou dag sonder die Here begin nie. Ek weet party van julle ouens ry al 4 uur werk toe. Dis moeilik. Ek weet nie hoe pas julle dit in nie. Maar mense, jy kan nie jou dag sonder die Here begin nie. Onmoontlik. Nou staan jy op in die oggend en jy gaan sit by die Here en jy vra, Here, hoe kan ek U verheerlik vandag? Nie, Here, wat kan U vir my doen vandag nie? Here, dit hierdie en hierdie. Here, hoe kan ek U verheerlik vandag? In my omstandighede. Voor jy nog na jou speelkas toe gegaan het. Die Here worry nie of jou hare gekam is nie. Here, ek wil tyd saam met U spandeer. Maak die tyd. Here het my wakker gemaak vanoggend. Hoekom? Hoekom het ek wakker geword en nie daar in die hospitaal nie? Hoekom het ek vandag wakker geword, Here? Hoekom is ek gesond? Hoekom kan ek my voete uit die bed uit gesit het vandag, Here? Hoekom, Vader? Wat kan ek vir U doen? Here, waarheen gaan ek vandag en waar gaan ek 'n verskil vir Jesus maak? Daar waar jy gaan, geloof my, die Here wil jou gebruik. Het hy jou nodig? Nee, hy het nie. Wil hy jou gebruik? Definitief. Here, daar waar ek gaan vandag, wat kan ek en waar kan ek vir U 'n verskil maak? Stuur my, Here, ek is hier. En dan sê ons baie kere, ons is moeg. Ek weet julle is. Elkeen van julle wat hier sit. Want die wêreld tap ons deesdae, mense. Het ons 'n oplossing vir dit? In die heilige woord van die Here. Kom ek lees gou vir julle Jesaja 40. Hoor wat sê die Here. Ek gee krag aan die wat moeg is. Hy maak die kragtelose sterk. Selfs jong mans raak uitgeput en afgemat. Baie jong mans struikel en val. Maar die wat hulle hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Mense, dis die Bybel, ek sê dit nie. Dis nie alleen nie. Maar die wat die hoop op die Here stel, sal nuwe krag kry. Hulle vlieg hoog soos arende. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nooit vermoeid word nie. Jesaja 41, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie ontsteld word nie, want ek is jou God. Ek maak jou sterk en wil jou help. Ek laat jou oorwin met my regterhand wat mense red. Almal wat vir jou kwaad is, sal in die skande kom en verleë wees. Almal wat jou weerstaan, sal vergaan. Jy sal jou vyande soek, maar hulle nêrens kry nie. Almal wat teen jou oorlog maak, sal soos niks wees nie. Ek gryp jou regterhand vas. Ek is die Here jou God en ek sê vir jou, moenie bang wees nie. Ek is daar om jou te help. Is dit nie awesome nie, mense? As die wêreld jou moeg maak, die Bybel is vol beloftes. En is snaaks hoe ons baie keer beloftes vat, die wat ons van hou. Die Here beloof, hy het dit nie vir die Israeliete beloof in die Ou Testament nie, want dit is nie nodig gewees om dit te lees vandag nie. Hierdie belofte is myne en joune ook. As jy moeg is en die duiwel kom steel jou krag, vra die Here om jou die krag te gee, hy sê hy sal. Baie keer kort ons wysheid, nie almal van ons is slim nie. En dan vra ons die Here, Here, ek wil U verheerlik, kom gee vir my wysheid, Vader. Weereens, Jakobus 1 vers 5. Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd omdat jy dit gevra het nie. Ek dink baie keer loop ons doelloos rond, mense. En ek wil jou aanraai vandag, kry vir jou duidelike doelwitte. En as jy nie weet wat jou doelwitte is nie, gaan sit by die Here en vra die Here dat hy vir jou doelwitte kan gee. Elke kind van God het 'n doel. Jy is nie hier vandag, jy is nie gered om net bloot te survive nie. Jy moet uitstaan vir dit wat die Here vir jou gegee het. Jy is nie net daar om te survive nie. Ek en jy is ambassadeurs van God die Vader en Jesus Christus sy Seun. Ons is niks anders nie. Ek en jy, noem dit so in vandag se taal, is reps vir die Here. Ons is verteenwoordigers van die Here.
En dis my en jou werk. Ons moet 'n doelwit hê. Miskien is jou doelwit om vir mense van die Here te vertel. Jy hoef nie noodwendig hierbo te staan nie. Jou dag tot dag, daar's mense wat wil weet, wat nie weet wie die Here is nie. En dis my en jou plig as verteenwoordigers, ambassadeurs van die Here om vir daai mense te gaan vertel van die genade van ons hemelse Vader, sy oneindige liefde, maar ook die dag wat hy gaan kom oordeel, moet hulle ook by ons hoor. Hoe doen 'n mens dit? Hoe vertel jy mense van ander mense of van die Here? Hoe doen jy dit? Mense, jy moet sit en die Bybel bestudeer. Jy moet jou Bybel ken. Ek sê nie jy moet elke vers op vers ken nie. As dit nodig is, gaan die Here se Gees jou lei daarin en hy sal vir jou sê waar dit is. Leer net wat in die woord staan. Lees die woord, bestudeer die woord. Weet jy, daar's soveel dieper geheime in die woord, nê. Mense, as jy die Bybel lees en die Here openbaar daai woorde skuif binnekant rond en daai, hoe sal ek sê, daai dieper betekenis openbaar die Here vir jou. Dis nie joune om te hou nie. Dis die wêreldsin daar buitekant, die Here verwag van jou om dit te gaan uitdeel. Gaan sit met sy, man, as dit 20 minute is dit 20. As dit 'n uur is, staan op en gaan doen dit. Lees die Here se woord. Dan gaan jy eendag in 'n geselskap kom en mense gaan vir jou goed vra en weet jy wat, jy gaan verbaas staan hoe jy daai persoon op daai stadium kan help. Want ons is nie alleen nie. Die Here het gesê hy sal die raadgewer stuur en die raadgewer is die een wat jou gaan help. Maar jy kan nie net soos dat ek eksamen geskryf het op skool, gou voor as hulle daai papier uitdeel, nee, dan wil ek nou bid nie, nee, ek het niks geleer nie. Nee, jy gaan 'n C kry, broer. Jy gaan op jou eie kennis skryf. Jy moet weet wat in die woord van die Here staan, sodat die dag wat jy nodig het om dit aan iemand te vertel, gaan jy weet. Ek sê nie jy moet woord vir woord. Ek sê nie jy moet die nommer by die nommer hê nie. Maar jy gaan met oortuiging vir daai persoon vertel en hy gaan jou glo, want die Heilige Gees gaan saam met jou wees as jy dit doen. Is dit wat jy moet doen? Is dit jou doel? Maar jy moet self werk daaraan en die Here kan jou gebruik. Is jou doel om diensbaar te wees? Hier's mense in hierdie kerk wat diensbaar is. Mense wat 'n ander persoon in nood 'n drukkie kan gee in die wêreldse verskil in hulle lewens kan, maar ek kan dit nie doen. En die wêreldse verskil in daai mense se lewens kan maak. Maar hoekom doen hulle dit? Want hulle het vir die Here gevra, Here, kan ek mense in liefde bystaan, maar met dieselfde liefde, Here, as wat U vir daai persoon het. En die Here sal vir jou toerus as dit jou doel is. Gaan jy toegerus wees. Jy gaan daai persoon met dieselfde liefde wat die Here vir daai persoon het, gaan jy daai persoon kan bystaan, troos. Ek weet nie wat hoors nie. Maar jy sal, elke een van ons het 'n doel. Dis nou maar 2 goedjies wat ek gesê het. Jy weet, kry vir jou 'n doel. Jy moet 'n purpose hê. Jy kan nie net randomly sê ek is gered en aangaan met my lewe nie. Jy kan nie. Jy moet 'n doel hê. En dan moet jy dan daai doel werk. En weet jy wat, meet jouself. Gedurig. Meet jouself aan daai doel. Want wat help het jy te doel en jy meet jouself nie? Jy kan nie sien waar jy tekort kom nie of waar jy op tyd is op lyn is nie. Onthou, ons is nie gemaak om net te bestaan nie. Ek gaan vir jou gou Handelinge 20, ek sien nou, ons tyd raak amper min. En dit is Paulus hierdie. Toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet, dat ek die hele tyd, van die eerste dag af dat ek in die provinsie Asië gekom het, die Here met my hele wese en alle nederigheid gedien het, en dat dit met trane gepaard gegaan het, dan was daar ook die beproewinge wat oor my gekom het vanweë die komplotte van sommige van die Jode. Julle weet ook dat ek nooit weggeskram het van die waarheid toe ek vir julle dit vir julle gepreek het nie, en julle in die openbaar in julle huise onderrig het nie. Ek het een boodskap vir die Jode en die Grieke gehad, dat hulle tot God moet bekeer en in ons Here Jesus moet glo. En nou is ek op pad na Jerusalem toe, gebind deur die Gees. Wat daar met my gaan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet is dat die Heilige Gees my in elke stad verseker dat gevangenskap en vervolging vir my voorlê. Al is my lewe kosbaar, ag ek dit as geen waarde,
as ek nie my lewenstaak en my bediening, wat ek van die Here Jesus gekry het nie, kan klaarmaak nie. Om die goeie nuus te verkondig, dat God mense lief het, sonder dat hulle enigiets hoef te doen, of dit te verdien. En nou is dit duidelik, ek weet dat ek nie een van julle weer sal sien nie, julle onder wie ek rondgegaan het en die koningheerskappy van God verkondig het. Daarom stel ek dit vandag duidelik aan julle, dat dit nie my skuld is as enige een van julle verlore gaan nie. Want ek het nie weggeskram daarvan om die volle plan van God aan julle te verkondig nie. Pas julle self op en die hele kudde oor wie die Heilige Gees julle as ouderlinge aangestel het. Julle moet as herders in die kerk werk, julle moet as herders in die kerk van God versorg. Die kerk wat hy vir hom verkry het en deur sy eie seun gesterf het. Paulus het sy doel verstaan. Sy lewe het vir hom niks beteken nie, as hy nie die Here kon grootmaak nie. As hy nie vir die mense kon vertel het van Jesus nie. En dan, mense moet ons toegewyd wees. As jy jou doel gekry het, moet jy gecommitted wees, soos die Engelsman sal sê. Kom ons kyk weer na Paulus in Romeine 12. Nou wil ek julle baie ernstig vra, broers en susters, as julle dink aan alles wat God in sy groot barmhartigheid vir julle gedoen het, gee dan julle self aan hom as 'n lewendige, heilige offer. Dit is die soort offer waarvan hy hou en wat julle diens aan God werklik sinvol maak. Die commitment, mense, wat daarop gaan. Ek het 'n storie gelees op 'n call van 'n vrou. Sy is by 'n konferensie, 'n Bybelse konferensie. En op een van die breuke stap sy na die man toe wat die konferensie lei en sy sê vir hom, weet jy wat, ek was al by baie kerke. Ek het al soveel konferensies bygewoon, maar nog nooit het ek iets groots van die Here ontvang nie. En raai wat antwoord die oua? Hy sê vir haar, weet jy wat, jy het jouself nou net geantwoord. Hy sê die doel is nie om meer van God te ontvang nie, maar om meer van jouself aan hom te gee. Die doel is nie, ek het alles van God nie, of het ek alles van God nie. Eerder het God alles van my. En dis hoe hy haar geantwoord het. En mense, weet jy, dit het vir my so saak gemaak. Ons wil alles hê, ons kom sit Sondag, ons woon al hierdie goed by, mense, maar ons kry niks nie. Is die fout nie by ons nie? Het ons nie gekom om te sê, Here, hier is ek. My hele alles. En kyk wat dan met jou gebeur. Kyk wat die Here dan vir jou gee. Ons het 'n verantwoordelikheid. 2 Korintiërs 5. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en nie die mense se oortredings teen hulle hou nie. Hierdie boodskap van versoening het hy aan ons hierdie boodskap van versoening het hy aan ons opdrag om te gaan verkondig. Dis my en jou opdrag. Dit staan in die Bybel, dis ons opdrag. Die Here het ons vergewe, ons het niks daarvan verdien nie. Maar dit is ons verantwoordelikheid. Dan sê hy verder in vers 20, ons tree op as ambassadeurs vir Christus, terwyl God deur ons 'n appel aan julle rig. Ons smeek julle terwille van Christus, kom tot versoening met God. Mense, dis ons werk. Ons het dit. Die Here het dit vir ons gegee. Ons het nie een van ons het dit verdien nie. Ons moet dit gaan deel met die mense, dis nie ons in om te hou nie. Dan wil ek nou gou afsluit, daar's 2 gedeeltes in die Bybel wat vir my bitter bang maak en benoud maak. En ek dink dis van julle wat saam met my gaan stem, Matteus 7 vers 21. Nie almal wat vir my sê, Here, Here sê, sal God se koninkryk ingaan nie. Wat die deurslag sal gee, is of hulle aan my hemelse Vader gehoorsaam sal wees. Baie sal vir my op die oordeelsdag sê, Here, Here, ons het dan in U naam gepreek, en in U naam bose geeste uitgedryf, en in U naam baie wonders gedoen, baie dinge gedoen, hè? Dan sal ek met 'n hoofletter hulle antwoord, julle was nog nooit werklik my mense nie, gaan weg van my af,
Julle het nie gedoen wat voor God reg is nie. Nou mense, maak nie saak hoe mense, YouTube, Facebook, TikTok, daai vers soek ek out nie. Ek lees hom soos hy is. Nie almal gaan dit maak nie. Party van ons dink ons gaan. Asseblief gaan ondersoek jouself soos ek doen. Ek weet nie. En die dag wat jy weet dat jy weet, omdat jy weet, dis die dag wat jy weet, jy gaan die hemelse poorte sien. Maar binnekant moet jy weet, omdat jy weet. Die Here sal jou oortuig. Dat die dag as jy gaan kom, en jy sê, Here, Here, gaan hy sê, ek ken jou. Genade is wat ons red, en genade alleen, daar's niks wat jy kan doen, om gered te word nie. Dis net die genade van die Here. Maar wat doen ek en jy met die genade? Hoe ambassadeer ek en jy daai genade, wat die Here vir ons net sommer gee? En nou mense, wil ek julle die tweede gedeelte net lees, ons gaan nou afsluit, wat my bitter benoud maak. Jesegiel 3. Mense kind, ek het jou aangestel om wag te hou oor Israel. Onthou, hierdie is vir my en vir jou ook geskryf. Dis nie noodwendig Israel nie, né? Okay, dit was daai tyd vir Jesegiel gewees. Maar ons kan nie net boodskappe vat wat ons wil, of beloftes vat soos ons wil nie. Ons moet die hele Bybel vat. Hierdie is ook vir ons geskryf. Mense kind, ek het jou aangestel om wag te hou oor Israel. As jy 'n boodskap van my af kry, moet jy dit dadelik vir die volk gee. As ek die bose mense waarsku en sê, jy verdien die doodstraf, maar jy waarsku hulle nie, sal hulle doodgaan vanweë hulle afskuwelike dade, maar ek sal jou verantwoordelik hou en hulle bloed van jou eis. As jy hulle waarsku en hulle hou op om afskuwelike dinge te doen en weier om te draai, sal hulle as gevolg van hulle sondes doodgaan, maar jy sal jou eie lewe red, omdat jy gedoen het wat ek vir jou gesê het. As goeie mense die slegte beginne doen, en hulle, as goeie mense die slegte doen, en hulle dan laat struikel, en ek hulle dan laat struikel om hulle te waarsku, sal hulle doodgaan, as jy hulle nie oor hulle gevolge van hulle optredens waarsku nie. Sal hulle as gevolg van hulle sondes doodgaan, die goeie wat hulle voorheen gedoen het, sal hulle dan nie kan help nie, maar ek sal jou verantwoordelik hou, en die bloed van jou hande eis. Maar as jy hulle waarsku en hulle draai om, sal hulle lewe, en jy sal ook jou lewe red. Mense, dis vir my baie ernstig. Baie ernstige woorde hierdie. Want ek sluip baie kere by mense verby en ek sien hoe verkeerd lewe hulle. En ek bly stil. Want dit is vir my makliker. Nie een van ons voorgangers het stil gebly nie, mense. Daai mense het gevlug, weggekruip, hulle was geslaan, hulle was gemartel, hulle het al hierdie dinge deurgegaan. Nooit het hulle stil gebly nie. Nooit het hulle mense geoordeel nie. Nooit nie. Maar het hulle vertel. En as hulle dan nie wil terugdraai nie, mense, soos Paulus gesê het, dan is julle bloed nie op my hande nie. Kom ons gaan hoor by die Here hierdie week. Vroegoggend, laat aand, ek weet nie wat pas vir jou beter nie. Kom ons gaan hoor by die Here. Wat is sy doel vir ons? En mense, dan kom met ons. Kom met. 'n kerk soos hierdie het elke persoon nodig. Elke persoon. Want is die liggaam van die Here. Elkeen van ons. Ons is ambassadeurs. Kom ons word ambassadeurs soos die Here wil hê ons moet wees. Kom ons is nie boring nie. Kom ons gaan wys die mense daar buitekant dat om 'n kind van die Here te wees nie boring is nie. Ons is awesome. Nie almal so handsome soos ek, maar awesome. Almal van julle. Kom ons wys die wêreld buitekant. Mense, asseblief, ons het Jesus. Ons hou nie aan Donald Trump vas nie. Ons hou nie aan die regering vas nie. Ons gaan vertel hulle, ons hou aan Jesus vas. Ons het hom nodig in hierdie land, mense. Nie sanksies nie. Ons het niks van hy goed nodig nie. As die Here hom wil gebruik, goed.
Die Here sal besluit. Ons het nou Jesus nodig. Kom ons kom by ons roeping uit. En dan sal ons voel of ons bestaan, of voel of ons strive nie bestaan nie. Kom, staan in, sê, Here, hier is ek. Ek is in die gap, Vader. Wat wil U vir my doen? Mense, daar sterf elke dag mense. En die feit is, baie van hulle gaan hel toe. Kan ek en jy 'n verskil maak? Julle ken die storie van die ryk man en Lazarus met die diep sloot. Hoe gaan jy voel as jy aan die ander kant is en jy kyk daai kant en jy sien mense wat verbaas na jou kyk en wonder, hoekom het jy my nooit gesê nie? Hoe gaan dit voel, mense? Omdat ons mense net laat gaan het nie. Ok, dan net die laaste vers, Johannes 14. Die Here praat self, ek verseker julle, wie aanhou glo in my, sal ook die werke doen wat ek doen. Hy sal selfs nog groter dinge doen, omdat ek na die Vader toe op pad is. Wat julle ook al in my naam vra, dit sal ek doen, sodat die Vader deur die optrede van die Seun verheerlik sal word. As julle my enigiets in my naam vra, sal ek dit beslis doen. Julle al gehoor hoe eindig ons elke gebed in Jesus naam? Mense, wat beteken dit? Het dit nie net 'n stamp geword nie? Het dit nie net 'n handtekening geword nie? Hoekom in Jesus naam? Want ons is in hom en hy is in ons. Dis hoekom ons sê in Jesus naam. En deur, hier staan dit geskryf, sodat die Vader deur die Seun verheerlik sal word. Ons is in hom en hy is in ons. En deur dit wat ons die Here gevra het, sal sy Vader verheerlik word. En dan sluit die Here in 27, vers 27, ek laat vir julle vrede na, my vrede deel ek met julle, sy vrede. Ek gee nie soos die wêreld gee nie, julle moenie ontsteld en beangs word nie. En ek wil regtig 'n beroep op almal, myself, doen, asseblief mense, gaan sit hierdie week. Moenie net inspring en goed begin doen nie. Sit, gaan hoor by die Here, want 'n doel het jy 'n doel. Gaan hoor by die Here wat is jou doel. Commit op jou doel, ondersoek jouself, en sê vir die Here, Here, hier is my gap, ek is in hom. Nie Here, wat gaan U vir my help nie, nie Here, wat gaan U vir my gee nie. Vader, wat kan ek vir U gee? Ek is met my hele alles hier. Asseblief. En dan gaan julle as ambassadeurs hier uit en gaan verander die wêreld. Jy gaan dalk met een ou praat en dan sit die volgende Billy Graham wat duisende se lewens gaan aanraak. Ek weet nie wat is vir jou beplan nie. Maar dalk mis jy net daai een persoon. Ek weet, is laat, ek sit nou net en dink, daar was 'n evangelis wat, ek kan nie onthou nie, in een van hierdie Asië lande, hy het duidelik gevoel, die Here sê vir my, moet met die meisiekind gaan praat, en hy het goed by haar gekoop, sy het op die mark gewerk, hy is huis toe, en 2 dae later besluit hy, weet jy, hy gaan terug soen toe, en raai wie het haar gekry, die moslems, toe sy 'n moslim geword, en daai man skryf, hy het teruggegaan huis toe, en hy het gehuil, want hy kon haar vir die Here gewen het, en hy het haar verloor. Moenie uitstel nie. Wees bold, soos ons voorgangers was, en meer soos Jesus was. Amen. Genadige Vader, Here, dis harde woorde hierdie, Here, maar Vader, U het vir ons verniet gegee genade. Al wat U vra, Here, is dat ons in ons plekke kom instaan, dat ons U verteenwoordig in hierdie deurmekaar wêreld. O Here, kom gee vir ons krag, kom gee vir ons die wysheid om dit te kan doen, Here. Ag en Here, meer as dit, die gehoorsaamheid om dit te kan doen, Vader. Vader, ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus, die Seun van ons almagtige God en Hemelse Vader, sodat ons Hemelse Vader, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van hemel en aarde verheerlik kan word, deur elkeen van ons optrede, is ons gebed. Amen.